Maart 2025 vraestel voltooi deur na vraag 4 te kyk van hierdie spesifieke vraestel van die Vrystaat departement af. Nou, vraag 4 was die interpretasie van finansiële state, ouetjie, so ons weet, dit is dan nou, dit handel oor jou finansiële aanwysers, nee. Alright, goed. Nou, hierdie vraag tel 15 punte en die leerders het 10 minute gehad om hierdie vraestel om hierdie vraag te voltooi. Nou, baie van julle gaan hierna kyk en voel, jessie, dis eintlik maar baie min julle, maar hierdie is definitief die makliker tipe vraag wat julle al die punte behoort te kry. Nou, daar's 'n spesifieke eksamentechniek hoe julle hierdie vraag moet beantwoord. En ek gaan dit vir julle wys en as julle daarby hou, dan gaan dit maklik wees om lekker vinnig punte te kry en om dit definitief binne die tyd klaar te maak. Okay. So goed, kom ons lees die inligting. Matteo en Gariep beperk, weer eens beperk, dit is 'n publieke maatskappy. Die inligting het betrekking op Matteo beperk en Gariep beperk vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2025. So ons gaan net gou-gou daar word ons jaareinde vir ons gegee. So ons gaan net gou-gou die begin van die finansiële jaar gaan neerskryf en dit is dan nou 1 Maart 2024 is die begin van my finansiële jaar. Okay, so daar het ons dit. Kom ons lees gou hier waar hulle vir ons sê, let wel. Hulle sê vir ons, verskaf syfers, finansiële aanwysers of berekeninge in elke geval om jou kommentaar en of verduidelikings te ondersteun. Oukies, nou hierdie is baie belangrik. Okay, so hulle sê hier vir jou, jy moet in elke liewe vraag, moet jy finansiële aanwysers gee en syfers gee om jou antwoord te staaf. Okay. So oukies, dit is baie belangrik. So maak op een of ander manier, want julle vergeet hierdie en julle verloor punte. So hulle hoef nie uitdruklik in 4.1.1 tot 4.1.3 vir julle te sê om syfers te verskaf of wat ook al nie, want dit staan nie. Okay. So asseblief, julle maak net vir julle self hierdie let wel inligting. Moet julle net vir my asseblief link na elke een van hierdie 3 vrae toe, dat julle dit nie vergeet en onnodig punte verloor nie, want ek het al baie vraestelle gemerk waar leerders hierdie vergeet, omdat hulle so fokus op die gevraaggedeelte en die inligting, dat hulle hierso punte weggooi. Okay, so maak asseblief seker dat jy weet dat jy bedrag moet gaan bysit en finansiële aanwysers. Oukies, maar die departement help julle ook in die vraag deur spesifiek vir julle te sê wat julle moet doen om julle punte te verdien. Okay, nou ek gaan julle daarmee ook help om te weet as iets 5 punte tel en hoe hulle 'n spesifieke vraag vra waar, soos hoe gaan ek hierdie 5 punte bymekaar maak. Okay, so kom ons val weg julle. Gevra 4.1.1 winsgewendheid. Okay, so ons gaan kyk na die spesifieke groep verhoudings of finansiële aanwysers wat vir my meer sê oor die winsgewendheid van 'n maatskappy. Okay, nou oukies, dit is eintlik maar baie maklike verhoudings wat ons hierso gebruik. Okay, so kom ons kyk gou net na wat spesifiek hulle hierso vir ons vra. Hulle vra vir ons watter maatskappy bestuur hul uitgawes meer doeltreffend en dis meer is dus meer winsgewend. Okay, so dit is baie belangrik. Daar is die eerste deel van jou vraag. Oukies, kyk hierso. Kan julle sien, hierso staan, watter maatskappy? Alright, daar's jou eerste, jou heel eerste punt. Jy moet die vraag beantwoord, watter maatskappy? So jy moet fisiese maatskappy se naam gaan noem. Jy gaan of moet sê, Matteo beperk of Gariep beperk. Okay, watter een van die 2 maatskappye bestuur hul uitgawes meer doeltreffend, oukies. Okay, en is daarom meer winsgewend. Okay, so ons moet spesifiek gaan kyk, ons moet aanwysers gaan kry wat ons gaan help om te kyk watter maatskappy hulle uitgawes meer doeltreffend bestuur. Okay. Nou, daai is die eerste vraag, nee, en dan sê hulle vir ons, of die eerste gedeelte van 4.1.1, okay, so net om die naam van 'n maatskappy te gaan noem, is al klaar 1 uit 5 punte, okay. Dan vra hulle verder vir ons,
haal 2 finansiële aanwysers met syfers aan om hierdie mening of te ondersteun of te betwis. Okay. So ouetjies hierso. Haal 2. Okay, daai was nou nie nodig nie. Haal 2 finansiële aanwysers aan met syfers. Okay, so maklik soos dit. Okay, so kan jy sien as jy hulle presies net beantwoord, stap vir stap wat hulle vir jou vra, is dit hoe jy jou 5 punte in die sak gaan steek. So ouetjies, jou volgende 2 punte is jou 2 finansiële aanwysers en dan die syfers wat daarby kom is jou volgende 2 punte. En hierso is dit jou tendens. Okay, dis wat hulle bedoel hierso met die syfers. Okay, so ouetjies, daar is jou 5 punte. Goed, nou kom ons gaan kyk gou-gou. Watter finansiële aanwysers gaan vir my sê watter maatskappy bestuur hulle uitgawes meer doeltreffend en omdat hulle uitgawes meer doeltreffend bestuur, is hulle meer winsgewend. Okay, kom ons gaan kyk gou-gou na ons inligting. Hierso by ons inligting, hier is al inligting wat hulle vir ons gee. Hulle gee hier vir ons die finansiële aanwysers klaar bereken per maatskappy. Okay. Goed, nou kom ons kyk gou-gou. Die eerste aanwyser, ouetjies, ons moet nou net gaan evalueer watter van hierdie, ons het net 2 finansiële aanwysers nodig wat my gaan help om te besluit watter een van die maatskappye bestuur hulle uitgawes meer doeltreffend vir die eerste punt. So kom ons kyk hier van bo af. Persentasie bedryfswins op verkope. Okay. Ouetjies, nou hierdie spesifieke aanwyser, bedryfswins op verkope. Ons weet om bedryfswins te kry, is dit basies net jou bedryfsinkomste minus jou bedryfsuitgawes, reg? Okay, nou as ons uitgawes goed bestuur of doeltreffend bestuur, reg, dan gaan my uitgawes minder wees, wat beteken dat my bedryfswins meer gaan wees. My bedryfswinspersentasie gaan meer wees as ek minder aftrek van my bedryfsinkomstes af. Okay, so hierdie bedryfswins gaan definitief, 'n mens kan definitief hierso sien watter maatskappy bestuur hulle uitgawes meer doeltreffend deur watter maatskappy 'n groter bedryfswins as 'n persentasie van hulle verkope het. Okay, so dis definitief een van die aanwysers wat ons gaan neerskryf as ons antwoord. Okay, goed, maar nou kom ons kyk gou-gou na hierdie finansiële aanwyser in isolasie. Nou vir Motteo beperk, hulle bedryfswins as 'n persentasie van hulle verkope is 28%. Okay, en dan wanneer ons gaan na Gariep beperk, kan ons sien dat hulle bedryfswins as 'n persentasie van hulle verkope is 22%. Ouetjies, nou hiersos, dit is spesifiek, ons sit wins op verkope. Okay, natuurlik wil ons winste so hoog as moontlik hê. So as ons kyk na hierdie 2, natuurlik die maatskappy met die hoër wins as 'n gedeelte van hulle verkope is natuurlik die een wat meer winsgewend is, stem julle saam. So Motteo beperk, as ons kyk net na hierdie verhouding hierso, okay, is hulle bedryfswins as 'n persentasie van hulle verkope meer as Gariepsin met 6%, okay. Vanaf hier tot hier 6%, okay, nie 6% van 28% nie. Okay, goed, so ouetjies, daar kan ons nou al klaar sien dat dit lyk asof hierdie watter maatskappy of antwoord gaan Motteo beperk wees. Okay, nou kort ons net nog een finansiële aanwyser. Nou kom ons kyk na die volgende enetjie en dit is persentasie bedryfsuitgawes op verkope. Okay, nou ouetjies, hierso praat hulle direk van bedryfsuitgawes. Kan julle sien hulle soek spesifiek inligting oor uitgawes, okay? So hierso praat hulle van die bedryfsuitgawes as 'n persentasie van ons verkope. Ouetjies, nou hierdie is nou andersom as ons wins. Ons wil ons winste so hoog as moontlik hê, né? So die maatskappy wat die hoër persentasie wins het teenoor verkope is die een wat natuurlik hulle uitgawes meer doeltreffend bestuur en dan daarom meer winsgewend is. Maar wanneer ons kyk na hierdie tweede enetjie, persentasie bedryfsuitgawes op verkope, natuurlik as die persentasie uitgawes
op verkope hoër is of hoog is, dan beteken dit die uitgawes word nie doeltreffend bestuur nie, verstaan julle? So hierdie eerste verhouding hierso wil ons so hoog as moontlik hê, so dis hoekom Matteo hierso beter gedoen het, maar ons uitgawes wil ons so laag as moontlik hê, verstaan julle dit? Okay? So die uitgawes kan ons sien, ons soek laer uitgawes as 'n persentasie van verkope, okay? Want dit is 'n goeie ding as ons in ons maatskappy ons uitgawes kan verminder, nê, nee, of laag hou. So daarom kan julle sien Matteo se uitgawes as 'n persentasie van hulle verkope is 17% en Gariep se bedryfsuitgawes as 'n persentasie van hulle verkope is 19%. So kan julle sien dat hierso ook is Matteo beperk meer doeltreffend met die bestuur van hulle uitgawes want hulle hou hulle uitgawes laer as 'n persentasie van hulle verkope teenoor Gariep beperk. Okay. So daar het ons antwoord en ons het ook ons twee finansiële aanwysers. Okay julle, so ons gaan definitief hierdie is al wat ons nodig het om ons vraag te gaan beantwoord en ons weet ons kan die vraag beantwoord watter maatskappy bestuur hulle uitgawes meer doeltreffend, Matteo beperk. Okay, hoekom? Want hulle bedryfswins is hoër en ook hulle bedryfsuitgawes is minder as dit van Gariep. Nou oukies, ek wil net hierso vir julle ook julle kon ook persentasie netto wins op verkope is ook 'n aanwyser wat jy kon gebruik het om jou punte te kry. En dan kan jy hier ook sien dat dit is jou netto wins, nê, op verkope. Hierso is die netto wins van Matteo is 11% en die netto wins van Gariep is 7%. So weer eens, Matteo beperk is meer winsgewend hierso ook. So ons kon hierdie ouetjie ook gebruik het. So daar was 3 opsies en jy hoef net 2 te gekies het. Maar in my opinie sal ek sê hierdie eerste 2 is definitief die beter 2 aanwysers want onthou om jou netto wins te kry, moet jy die effek van rente-inkomste en rente-uitgawe moet jy ook in ag gaan neem, nê, wat nie bedryfsinkomste en uitgawes is nie, verstaan julle? Okay? En dan ook jou belasting word afgetrek om jou netto wins te kry. So, jy kan definitief hiersomat hulle praat oor winsgewendheid, hierdie is versekerde winsgewendheidsaanwyser, maar in terme van die spesifieke vraag beantwoord sou ek sê dat die beste 2 om te gebruik is definitief die persentasie bedryfswins op verkope en die persentasie bedryfsuitgawes op verkope. So ons gaan bly by daardie 2. Alright julle, so kom ons gaan beantwoord ons vraag. Onthou, vir ons eerste punt, watter maatskappy? So ons kan gaan sê, Matteo beperk. Kyk, watter maatskappy? Jy gaan skryf letterlik net vir my neer, dat jy Matteo beperk gekies het as die maatskappy wat hulle uitgawes meer doeltreffend bestuur. So kom ons gaan kyk dit gou neer. Ons sê, die eerste deel, vra vir ons watter maatskappy, so ons gaan vir hulle neerskryf dat dit Matteo beperk is. Okay. Alright. Dit is die eerste gedeelte van jou antwoord en dan haal 2 finansiële aanwysers met syfers aan om hierdie mening of te ondersteun of te betwis. Okay. So ons ondersteun hierdie mening dat Matteo beperk meer okay, ons kan dit betwis deur te sê dat jy kan gaan sê dat Gariep is slegter af as gevolg van die feit dat hulle bedryfswinspersentasie minder is en ook hulle uitgawes meer is, okay? Maar ek hou nie van hierdie laaste gedeelte van die vraag nie. Mens kan net fokus op om jou antwoord te ondersteun. So jy het gesê Matteo beperk en dan gaan ons die 2 finansiële aanwysers gaan neerskryf. Okay, so daar het jy klaar 1 punt deur te gaan sê luister, Matteo beperk bestuur hulle uitgawes meer doeltreffend, okay? Nou moet ons 2 finansiële aanwysers gaan neerskryf, ouetjies, en gaan skryf hulle nou net so neer. Die eerste een is jou persentasie bedryfswins op verkope. So jy gaan vir my gaan sê persentasie bedryfswins
Okay, persentasie bedryfswins op verkope. Okay, daar het jy jou tweede punt. Jy het nou 2 uit 5 deur net die finansiële aanwyser te gaan noem. Okay, maar onthou ons gaan nie ons punte kry deur dit net te noem nie. Hoekom? Want hulle soek syfers ook. So ons moet die tendens ook gaan bysit. Okay, so hoe mense dit antwoord wanneer jy twee maatskappye met mekaar gaan vergelyk, want dis wat ons hier moet doen om die antwoord te kry. Dan gaan sê jy persentasie bedryfswins op verkope van, so nou gaan noem jy elke maatskappy. So jy gaan vir my sê van Matteo is 28%, né? Okay? En dan gaan sê jy en Gariep is 22%. Okay, so jy gaan sê fisies, daar's my finansiële aanwyser, dan gaan sê jy hierdie maatskappy is dit, daardie maatskappy is dit. Okay, dis nog steeds 2 punte, né? Maar nou moet jy net vir ons die verskil gaan aandui tussen hierdie twee persentasies en dan gaan sê jy vir my dis 6%, ons moet 6% hoor nie, want dan gaan ons dink dis nou daar. So kom ons gaan sê dit is hoër. So jy gaan vir my sê hoër met 6 persentasiepunte. Dit is nogals belangrik die manier hoe ons hierdie beantwoord, julle. Okay. So dis hoër met 6 persentasiepunte van die een maatskappy na die ander maatskappy toe. Okay, so daar het jy al 3 uit 5. Want jy het jou syfers nou hier gaan bysit. Okay. Dan gaan ons tweede finansiële aanwyser gaan neerskryf, oudjies. En dit is dan jou persentasie bedryfsuitgawes op verkope. Okay, so dit is dan nou jou persentasie bedryfsuitgawes. Okay, persentasie bedryfsuitgawes op verkope. Okay, weer eens, dan daar's jou vierde punt. Dan moet jy gaan sê van hierdie maatskappy en van daardie maatskappy. Okay, so ons gaan sê van, okay, goed, so van Matteo is 17%. En dan gaan sê jy vir my en van Gariep is dit 19%. Okay? En dan gaan sê jy vir my dis hierso is dit is Matteo se bedryfsuitgawes op verkope laer met 2 persentasiepunte. Okay, 2 persentasiepunte. Alright. Oukies, nou dit is hoe mense die vraag beantwoord. Dit is regtig so maklik soos dit. So jy kry jou punt vir watter maatskappy en dan kry jy 2 punte vir jou 2 finansiële aanwysers wat jy net gaan noem het en dan kry jy jou 2 punte vir jou tendense wat jy vir my gaan aandui het. Okay, die verskil tussen die een maatskappy en die ander maatskappy se goed. Okay, goed. Nou gaan ons aanbeweeg. Daar het jy jou 5 uit 5 vir 4.1.1. Dan kom ons beweeg aan na 4.1.2 toe. Ek gaan 'n ander highlighter gebruik sodat ons die finansiële aanwysers in 'n ander highlighter kan highlight. Okay, goed. Die volgende gedeelte, oukies, is likwiditeit. Nou, oukies, ons moet verstaan wat likwiditeit beteken. Okay? Nou, julle hoef dit nie altyd hier te gaan neerskryf nie, hierdie is vir verduidelikingsdoeleindes, maar jy moet in jou kop dadelik gaan dink, okay, wat is likwiditeit? Okay? So likwiditeit is, kan ek my skuld betaal soos wat dit verskuldig word? Okay? Of soos wat dit verskuldig is? Verstaan julle dit? Okay. So dit gaan als oor kort termyn. Okay? So dit gaan oor jou bedryfslaste en jou bedryfsbates. Okay. So hierso by likwiditeit moet julle vir my gaan skryf. Dit gaan, of nie gaan skryf nie, jy moet dadelik gaan dink. Dit gaan oor my
bedryfsbates en my bedryfslaste, nee, en my bedryfslaste. OK, dit is waaraan jy moet dink wanneer jy na likwiditeit toe gaan. So wanneer jy hierdie woord lees, dan weet jy dit gaan oor korttermynbates en laste en dan ook die beginsel hier agter is, kan ek my korttermynskulde betaal soos wat dit verskuldig word. Verstaan julle dit? OK. Goed. Nou, kom ons lees nou die vraag, lewer kommentaar oor die likwiditeit van Matteo Beperk. Oukies, daarso is die eerste ding. Dit is jou eerste punt. Lewer kommentaar. Weereens, jy moet vir jouself kan sê, die feit dat hulle vir my sê, lewer kommentaar, is 'n aparte punt. En wat hier baie belangrik is, julle, is dat hulle sê oor die likwiditeit, maar van wie? Slegs van Matteo Beperk. OK? Hulle soek nie, jy gaan nie vir my gaan fokus, jy gaan niks sê oor die likwiditeit van Gariep Beperk, wanneer jy kommentaar lewer nie. Jy gaan in isolasie net kommentaar lewer oor die likwiditeit van Matteo Beperk. So is Matteo Beperk, het hulle die vermoë om hulle korttermynlaste te betaal. OK. Goed. Dis baie belangrik. Julle gaan sien wanneer jy na jou antwoordblad toe gaan. Gelukkig help hulle julle hierso. By 4.1.2 kan julle sien, hier is ons 'n lewer kommentaar gedeelte, sodat jy nie vergeet van hierdie een punt wat jou lewer kommentaar is nie. OK. Goed, so daar ons weet dit is apart, so ons gaan onthou om dit te doen, maar om net seker te maak dat ons nie 'n klomp nonsens daar gaan skryf nie, weet ons moet net oor Matteo Beperk gaan kommentaar lewer. OK, so gaan herinner jouself dat jy net oor Matteo hierso kommentaar moet gaan lewer. OK. Dit is nog ons belangrik. Oukies, ons kan nie tyd mors veral nie in hierdie tipe vraag nie. OK, so kom ons gaan kyk gaga. Ons gaan nou gaan en die vraag verder lees en dan gaan ons gaan soek watter finansiële aanwysers meer vir my sê oor likwiditeit. So hulle sê haal 2 finansiële aanwysers aan om aan te dui dat Matteo Beperk se likwiditeitsposisie beter is as die van Gariep Beperk vir 5 punte. OK. So weer eens, haal 2 finansiële aanwysers aan te dui dat Matteo, so hulle sê, oukies, hulle weet. Jy hoef dit nie weer te gaan neerskryf nie. Asseblief, moenie dieselfde goed neerskryf as wat die vraag sê nie. Hulle sê, kyk, ons weet alreeds dat Matteo Beperk se likwiditeitsposisie beter is as Gariep Beperk se. Al wat ons van jou afsoek, is ons soek 2 finansiële aanwysers. OK, daar's jou tweede en jou derde punt uit 5 uit. OK, om aan te dui dat Matteo Beperk se likwiditeitsposisie beter is as die van Gariep Beperk vir 5 punte. Maar oukies, jy het ook nou hier 'n let wel gelees en jy het vir jouself 'n pyltjie gemaak en hulle het gesê verskaf syfers, oukies. So jou tendens hierso gaan ook vir jou 2 punte gee. Met ander woorde, jou syfers wat hulle vir jou daarbo by die let wel gesê het, gaan ook vir jou volgende 2 punte gee om tot by 5 te kom. OK, so verstaan julle, as julle dit nou nie hierbo gelees het nie, of nie hierdie link gemaak het tussen die let wel en jou vraag nie, dan het jy maksimum 3 uit 5 punte gekry as jy die syfers vergeet het. OK, oukies, so asseblief. Goed, so ons gaan nou weer eens, ons weet nou al die formaat van hierdie vraag, sê vir ons lewer kommentaar, ons kan hier begin, maar kom ons haal eers ons 2 finansiële aanwysers aan en dan gaan gee ons die tendens of die vergelyking tussen die 2 maatskappye. Alright, goed. Kom ons kyk eers nou, as ons by die lys afgaan, die volgende ouetjie is ons bedryfsverhouding. Ouetjies, kan julle sien, ons het klaar hierso vir onsself in ons koppe gesê of neergeskryf langs likwiditeit, dat likwiditeit gaan oor bedryfsbates en laste. En as ons kyk, hier staan bedryfsverhouding. So natuurlik, ouetjies, gaan die bedryfsverhouding gaan verseker 'n verhouding wees wat ons gaan aanhaal, wat ons gaan gebruik om te wys dat Matteo Beperk
in 'n beter likwiditeitsposisie is. Nou wanneer ons net kyk na die bedryfsverhouding, oukies, wat is die formule vir die bedryfsverhouding? Dit is mos jou bedryfsbates tot jou bedryfslaste. OK. Goed. So, as ons kyk nou na Matteo Beperk se bedryfsverhouding, kan ons sien dat die bedryfsbates se proporsie van die verhouding is 2,1 en dan die bedryfslaste is 1. So die bedryfsbates is 2,1 keer meer as die bedryfslaste. So kan julle sien dat Matteo Beperk in 'n goeie likwiditeitsposisie is omdat hulle bates meer as 2 keer hulle bedryfsbates meer as 2 keer hulle bedryfslaste oorskry. OK, goed, so daar's geen probleem daar in terme van likwiditeit nie. Nou wanneer ons gaan na Gariep toe, dan kan ons sien dat hulle bedryfsbates is 0,9 tot hulle bedryfslaste wat 1 is. Dit beteken hulle bedryfsbates is minder as hulle bedryfslaste. Hulle bedryfsbates is 90% van hulle bedryfslaste. Oukies, en dit is 'n probleem. As jy al jou bedryfsbates in kontant omsit om jou bedryfslaste te kan betaal en jy kan dit nie eers ten volle doen nie, dan het jy definitief likwiditeitsprobleme. Oukies, natuurlik 'n mens moet kyk as nou meer inligting gegee was, kan 'n mens nou gaan kyk na spesifieke tipe industrie en spesifieke tipe maatskappye waar hierdie goed genormaliseer kan word, maar net as ons net kyk in isolasie na hierdie finansiële aanwysers sonder enige ander addisionele inligting, dan is Matteo Beperk se bedryfsverhouding definitief heel wat beter, en dan gaan ons hierso gaan sê dat Gariep heel waarskynlik likwiditeitsprobleme gaan ervaar. OK. Goed, dan beweeg ons aan na ons volgende ouetjie toe, en dit is die vuurproefverhouding. Ouetjies, nou ons weet, die bedryfsverhouding en die vuurproefverhouding is basies dieselfde verhouding. Ons sluit net by die vuurproefverhouding, sluit ons net voorraad uit. OK, so by die bedryfsbates gedeelte haal ons die voorraadbedrag net uit. Verstaan julle dit? En dit is hoekom jou vuurproefverhouding altyd laer gaan wees as jou bedryfsverhouding, want jou bedryfsverhouding se bates sluit voorraad in, maar jou vuurproefverhouding se bates sluit voorraad uit. Nou oukies, die vuurproefverhouding sê vir ons, wanneer daar moeilike ekonomiese toestande is of buitensporige ekonomiese toestande is en ek kry nie my voorraad verkoop nie, nê? Gaan ek nog steeds, want onthou my besigheid gaan nog steeds aanhou bestaan tydens sulke tye, gaan ek nog steeds my laste kan betaal, my korttermynlaste kan betaal. Alright, dis wat die vuurproefverhouding vir my sê. Goed, nou, as ons kyk na Matteo Beperk, sonder dat hulle voorraad verkoop, is hulle in 'n posisie om hulle bedryfslaste te betaal. OK, kan julle dit sien? Sonder die effek van voorraad, is hulle bedryfsbates 1,1 en hulle bedryfslaste is dan nou 1, so 1,1 tot 1. Kan julle sien, oukies, dat Matteo regtig in 'n goeie likwiditeitsposisie is, want hulle kan nog steeds hulle korttermynlaste afbetaal sonder dat hulle voorraad verkoop. OK, so dit is baie goed. Nou wanneer ons oorbeweeg na Gariep Beperk toe, kan ons sien dat natuurlik gaan die verhouding verder verswak, maar dit is nou net ons of hulle, Gariep, gaan net 20% van hulle korttermynskuld kan betaal. Sonder die effek, of sonder die kontant wat gaan inkom as gevolg van hulle voorraad. En oukies, dit is 'n groot probleem. Definitief likwiditeitsprobleme hierso. OK, by Gariep Beperk. Alright, so oukies, ons kan sien, Matteo Beperk se likwiditeitsposisie is beter. Ons het nou net 2 finansiële aanwysers, kan julle sien. Ons gaan die 2 gebruik weer eens. Ons gaan daai 2 gebruik om ons 4 punte te kry. Ons 2 finansiële aanwysers se 2 punte met die syfers. Maar ek wil net vir julle ook noem, soos wat ons by 4.1.1 'n ekstra aanwyser gehad het wat ons kon gebruik het ons hier ook een. Jy kon ook jou debiteure invorderingstydperk gebruik het as 'n likwiditeitsaanwyser. Ek gaan net gou dit vir julle sê. Asseblief onthou
dat jy jou krediteure 'n betalingstydperk kan gebruik en jou debiteure invorderingstydperk kan gebruik. Okay, om ook likwiditeit te bespreek. Oukies, hoekom? Want wat is debiteure? Nee, wat is debiteure? Dit is 'n bedryfsbate. Wat is krediteure wat nou nie hier vir ons gegee is nie, maar die krediteure betalingstydperk of terugbetalingstydperk is 'n bedryfslas. So dit is alsnog relevant op likwiditeit omdat dit handel oor bedryfsbates en bedryfslaste. Okay. So daarom kan ons ook hierdie in ons antwoord ingesluit hê, debiteure invorderingstydperk. Okay, so hierdie sê net vir ons wanneer betaal ons debiteure ons nadat hulle by ons op krediet gekoop het. Verstaan julle? Okay, nou as ons hierna kyk, dan sien ons dat 25 dae nadat 'n debiteur by ons op skuld kom koop het, kry ons daai geld terug. Oukies, dit is 'n goeie ding. Okay, ons wag nie eers 'n volle maand nie, dan het ons geld terug van ons krediettransaksie. Okay, met Matteo beperk. En dit help natuurlik kontant vloei binne ons besigheid en dit stel ons ook in staat om ons bedryfslaste te betaal. Nou wanneer ons kyk na Gariep, kyk hoe lank moet Gariep beperk wag om kontant vanaf hulle debiteure te kry. 43 dae, oukies, dit is amper 2 keer die tydperk wat Matteo Limited, beperk moet wag om hulle kontant te kry van die kredietransaksies. Okay, so oukies, kan julle sien dat Gariep baie lank moet wag voordat hulle kontant kry van kredietverkope af. Okay, en dit kan definitief ook dan nou kontant vloeiprobleme veroorsaak en dit is ook dan nou hoekom hulle 10-teen-1 nou nie hulle bedryfslaste in tyd sal kan betaal nie, want hulle het nie die kontant om dit te doen as gevolg van hulle lang debiteure invorderingstydperk nie. So oukies, jy kon definitief die oukie ook in jou antwoord ingesit het en dan sou jy gepraat het van die verskil in dae. Okay, so kom ons werk nou net met die twee wat ons eerste identifiseer het en dit is jou bedryfsverhouding. So dan gaan noem jy jou bedryfsverhouding. Dis deel van haal jou twee finansiële aanwysers aan. So ons gaan nou hierdie gedeelte doen. Haal twee finansiële aanwysers aan. Daai 2 punte gaan ons nou gou-gou doen. So ons gaan sê dit is jou bedryfsverhouding. Okay, jou bedryfsverhouding is wat jy gaan neerskryf. Daar het jy al klaar 1 uit 5 en dan gaan jy vir my gaan sê per maatskappy natuurlik, nê. Nee. So die bedryfsverhouding van Matteo is wat was dit 2,1 tot 1, nê? Nee? Okay. En die bedryfsverhouding van Gariep as kan dit nie, kom ons kyk vir my onder. En die bedryfsverhouding van Gariep is 0,9 tot 1. Okay. So daar het jy dit. En dan gaan sê jy vir my, okay, wat sê dit vir my? Dat die bedryfsverhouding van Matteo is hoër as die bedryfsverhouding van Gariep. Okay, so dit is hoër met wat is die verskil tussen die twee oukies en hoe kry jy mens die verskil? Natuurlik, jou regterkant van jou verhouding is 1, né? So dit gaan natuurlik 1 bly in jou antwoord, okay? Al wat jy vir my gaan doen is jy gaan vir my die linkerkant, die 2,1 minus die 0,9 vir my gaan aftrek en dan gaan jy sien die verskil is dan 1,2. Okay, so dit is hoër met ons moet eintlik sê hoër met 1,2 tot 1. Kom ons doen dit liewerste reg. Okay, dis hoër met 1,2 tot 1. Okay. Of jy kan sê dit hoër by, ek weet nie, hoër by is net nie vir my reg nie. So dis hoër met 1,2 tot 1 is die verskil. Okay, en daar het jy al 2 punte. Dan jou volgende ouetjie is jou vierproefverhouding. Okay, so kom ons skryf dit neer, dan gaan ons derde punt kry. So ons gaan skryf vierproefverhouding.
Okay, so jou 4-proefverhouding en dan weer eens van elke maatskappy. So van Matteo is dit was 1.1 tot 1 reg. 1.1 tot 1 en van Gariep. Okay, en van Gariep is dit 0.2 tot 1. Dus is dit hoër met 0.9 tot 1. Weer eens, jy gaan die 1.1 minus die 0.2, so dan gaan jy vir my sê dit is dan ook hoër met 0.9. Okay, 0.9 tot 1. Okay, en daar het jy al klaar 4 uit 5. Kan julle sien, want jy het 2 finansiële aanwysers neergeskryf, 2 punte. Dan jy die tendens of die vergelyking tussen die 2 maatskappye vir my gaan neerskryf. En dit is dan nou 4 uit 5 en dan moet jy nou net kommentaar gaan lewer en jy het hier vir jouself gaan sê ons gaan net kyk na Matteo Beperk se likwiditeit. Okay, nou kom ons gaan kyk na Matteo Beperk se likwiditeit. Ons het eintlik dit klaar gedoen. Ons kan sien dat Matteo se likwiditeit is regtig baie goed. Ons kan so al wat jy basies net gaan sê is dat Matteo Beperk is in staat om hulle korttermynlaste te betaal. Hulle is in 'n goeie kom ons sê goeie kontantvloei posisie ook. Okay. So ons gaan dis al wat jy hoef te sê. Ons wil net hier by die lewerkommentaar sien dat jy verstaan wat likwiditeit beteken. Okay. So jy gaan vir my sê dat Matteo Beperk is in staat om hul korttermynlaste te betaal. Okay, en dis letterlik die heel basiese beginsel van likwiditeit. Okay. Jy kan ook daar gaan bynoem dat hulle in 'n goeie kontantvloei posisie is. As ons net kyk na daai bietjie inligting, dis bietjie mens kan nou nie altyd dit noodwendig gaan skryf as 'n mens nie al die kontantvloei inligting het nie, maar onthou weer eens hulle gee vir ons baie beperkte inligting. So ja, ons kan dit ook gaan byskryf. Alright julle, so daar het jy jou 5 punte. Okay. Weer eens by kommentaar oudjies, moenie te veel nonsens gaan skryf nie, kom by die punt uit. Ons wil net sien dat jy weet wat likwiditeit beteken. Okay. Nou kom ons gaan na 4.1.3 toe. Nou 4.1.3 gaan oor jou hefboom. Okay. Nou ons gaan 'n ander highlighter gebruik weer eens om daardie spesifieke formules te highlight. Okay, so jou hefboom, jou finansieringshefboom of jou finansiële hefboom. Oukies nou hierso, wanneer ons na ons hefboom gaan kyk, dan dit gaan als oor jou finansiële risiko, jou langtermyn skuld. Okay. Nou dis ook wat jy in jou kop kan dink of natuurlik hier gaan byskryf. So jy kan hier vir my as jy 'n hefboom sien, finansiële hefboom, dan gaan dit oor finansiële risiko. Okay, so dit gaan oor finansiële risiko. En wat sê vir ons meer oor finansiële risiko? Dit gaan oor jou skuld. En as ons praat van skuld hier, oukies, praat ons van ons langtermyn skuld. Okay, ons praat van ons nie bedryfslaste. Okay, so daar weer eens, daar verstaan jy al klaar wat hefboom vir my sê. Nou, weer eens, lewer kommentaar oor die finansiële hefboom van Gariep Beperk. Okay, so weer eens, oukies, lewer kommentaar, so daar is 1 punt vir lewer kommentaar. Okay, 1 punt vir lewer kommentaar. En dan van wie? Ons moet praat van die finansiële hefboom van Gariep Beperk.
net van Gariep beperk. Nou kom ons gaan kyk of daar 'n aparte afdeling is vir lewerkommentaar, waarmee die departement my help, en dan moet ek net in hakies gaan skryf, onthou, jy moet net van Gariep beperk praat, wanneer jy kommentaar lewer, en ja, hierso staan lewerkommentaar, so ons gaan nou net hierso moet praat van Gariep, okay, ons het nie tyd om te mors, om 'n klomp nonsens te skryf oor Matteo beperk nie, okay, so ons gaan net hier kommentaar moet lewer oor Gariep, okay, goed, nou kom ons beweeg terug op, na wat hulle vir ons vra, okay, nou hulle sê vir ons, weer eens, haal 2 finansiële aanwysers aan, oukies, ons weet, dit is waar, daai lewerkommentaar is 1 uit 5, 2 finansiële aanwysers, 2, 3 uit 5, om aan te dui, dat Gariep beperk se risiko en hefboom meer gunstig is as die van Matteo. So oukies, jy gaan noem nie dit weer nie. Okay, jy moet dit net vir hulle gaan wys. Okay, hulle soek net 2 finansiële aanwysers wat bewys dat Gariep se risiko en hefboom meer gunstig is as die van Matteo. Okay, dit is al. So hulle gee vir jou die stelling hierso. Jy moet fisies net die finansiële aanwysers in die goed gaan bysit. Nou weer eens, jy sou net 3 uit 5 gekry het, as jy nie hierdie let wel se verskaf syfers gelink het na 4.1.3 toe nie, want jou laaste 2 punte gaan wees om jou syfers te verskaf. Okay, so dit is iets waarvoor jy regtig op die uitkyk moet wees. So daar is jou volgende 2 punte. Okay, so ons weet ons gaan lewer kommentaar vir eers los. Ons gaan nou die 2 finansiële aanwysers gaan identifiseer wat praat oor die finansiële hefboom. Alright. Goed, julle, nou gaan ons kyk na die volgende verhouding of finansiële aanwyser, en dit is jou skuld tot ekwiteitsverhouding. Weereens, oukies, kan julle sien, hier wat ons gedink het toe ons hefboom en finansiële hefboom gelees het, dink ons in ons kop dadelik finansiële risiko en aan die woord skuld. Okay, en weereens, die woord skuld lei ons en sê, okay, hier werk ons met skuld tot ekwiteit. So hierdie is definitief een van die finansiële aanwysers wat ek gaan gebruik. Okay, en as ons hierdie aanwyser is presies wat hy hier vir my sê. Okay, hy sit skuld tot ekwiteit. Okay, wat is die proporsie van my skuld tot die proporsie van my ekwiteit? Alright, nou wanneer ons kyk na Matteo se verhouding hierso van skuld tot ekwiteit, dan kan ons sien, skuld is aan die linkerkant. Kyk, die skuld is 1,2 tot my ekwiteit wat 1 is. Kan julle sien, oukies, dat die skuld in Matteo beperk is meer as die ekwiteit in Matteo beperk. So Matteo beperk word meer gefinansier deur skuld as wat hulle doen deur hulle aandeelhouers en deur hulle boue verdienste en daai tipe goeders. Okay, so oukies, dit is regtig weer eens, mens moet die spesifieke aard van die maatskappy verstaan, maar as ons net na hierdie kyk, sê dit vir ons dat wanneer jou skuld meer is as jou ekwiteit, dan is daar hoë finansiële risiko. Okay, so dis hoe mense dit dan nou gaan sê. So daar is hoë finansiële risiko en dit is al, oukies, dan weet jy van finansiële hefboom. Okay. Goed. Dan gaan ons nou oor na Gariep beperk toe, oukies, en Gariep beperk, onthou, hulle sê vir ons, Gariep beperk se risiko is meer gunstig, okay, is meer gunstig. Hoekom is Gariep beperk se risiko minder as Matteo beperk? Want kyk hierso, hulle skuld is 0,4 in vergelyking met hulle ekwiteit wat 1 is. So kan julle sien dat hulle skuld is slegs 40% van hulle ekwiteit. So hulle skuld is heel wat minder as hulle ekwiteit, so hulle het lae finansiële risiko. Verstaan julle? Dit is hoe mense hierdie goed interpreteer. Hoë finansiële risiko, want die skuld is hoër as my ekwiteit, lae finansiële risiko, want my skuld is laer as my ekwiteit. Okay, en daarom is Gariep het minder finansiële risiko as Matteo beperk.
Okay, so daar het ons eerste verhouding en ons vergelyking. Okay, dan kom ons by opbrengs op totale kapitaal aangewend, ouetjies. Opbrengs op totale kapitaal aangewend. Nou hierdie woord totale kapitaal, ons moenie noodwendig heeltemal deur mekaar raak deur hierdie woord hierso nie. Hierdie is nou maar net hoe gebruik die maatskappy sy finansiering vanaf aandeelhouers en vanaf hoe kan ek sê, skuldvoorsieners. Hoe gebruik ons die geld van aandeelhouers en vanaf lenings om ons besigheid te bedryf. Okay. So ons kan sien nou, dis definitief, want hierso hierdie totale kapitaal, nee, net wat julle kan sien, ons moes nou vir onsself gesê, hierso werk ons met skuld, nee. Okay. Hierdie totale kapitaal sluit skuld in. Okay. Okay, sluit lenings in, sluit langtermyn laste in. So dit is hoekom hierdie ook 'n verhouding is wat ons kan gebruik. Okay. Goed. So ons gaan hierdie verhouding kan gebruik want deel van totale kapitaal is definitief hoe ons langtermyn laste benut om 'n hoër opbrengs te maak. Okay. Hoe gebruik ons daai geld in ons besigheid? Alright. Nou, wanneer ons kyk na Matteo Beperk, hulle wend hulle totale kapitaal aan, die geld wat hulle kry van finansiering af, wend hulle aan om 'n 11% opbrengs te maak. Okay? En Gariep Beperk gebruik die geld van finansiering om 'n hoër opbrengs te maak. Hulle maak 'n opbrengs van 16%. So weer eens, ouetjies, dit is presies wat hulle hier vir ons sê. Gariep sy hefboom is meer gunstig. Okay. So dit is basies wat hierdie vir ons sê. So hier kyk ons na wanneer ons kyk na opbrengs, ouetjies, dan soek ons altyd die hoër persentasie. Ons weet dit, reg? So Gariep Beperk het 'n hoër opbrengs op totale kapitaal aangewend. Hulle bestuur die geld wat hulle van finansiering afkry baie beter om 'n hoër opbrengs te kry as wat Matteo doen. Okay. Okay, so weer eens, daar het ons kan ons vraag gaan beantwoord en ons kan 4 uit 5 kry. Ons het ons 2 aanwysers wat ons kan gaan gebruik. Okay. Goed, nou kom ons gaan doen dit. Ons gaan sê skuld-ekwiteitsverhouding is die eerste aanwyser vir ons eerste punt. Okay, so ons gaan hierso sê. Ons gaan sê, goed, dit is ons skuld tot ons ekwiteitsverhouding. Okay, ons skuld tot ekwiteitsverhouding. Okay, weer eens, ons moet nou gaan sê van. Okay, ons begin by Gariep, nee, want Gariep is ons maatskappy wat hierso beter doen as Matteo. So van Gariep. Goed, van Gariep is skuld tot ekwiteit is 0,4, nee, dit was 0,4 tot 1. En dan van Matteo was dit 1,2 tot 1. Okay. En dis is Gariep is dan 0. Die verskil tussen 1.2 en 0.4 is dan nou 0.8. Okay. So dit is hoër, nee, ekskuus, laer. Gariep se skuld tot ekwiteitsverhouding is laer met 0,8 tot 1. Okay, 0,8 tot 1. Goed, daar het jy al klaar 2 uit 5, nee. Dan is ons volgende verhouding, of ons finansiële aanwyser, is ons opbrengs op totale kapitaal aangewend, ouetjies. Nou julle rond die ding af, want dit is 'n baie lang woord, so jy kan net sê OOTKA. Ja, OOTKA. Julle kan dit vir my so gaan afrond. Ekskuus, nie afrond nie, man. Afkort. So julle kan net vir my in hoofletters gaan skryf OOTKA en dan weet ek dit is, of dan weet ons dit is waaroor julle praat. Opbrengs op totale kapitaal aangewend
en dan gaan sê jy weer eens, okay, so van Gariep okay, so van Gariep is wat was dit? Van Gariep is 16% gewees, né? Okay. En van Matteo is 11%. Okay. En dan gaan jy net vir my ook gaan sê dit is hoër met 5 persentasiepunte, né? Hoër met 5 persentasiepunte. Okay. Alright. Goed julle, dit is dan nou basies jou 4 punte wat jy gemaak het deur jou finansiële aanwysers te gaan aanhaal en deur jou syfers by te sit. So jy het klaar 4 uit 5 en dan moet jy jou kommentaar gaan lewer, okay? So jou kommentaar is weer eens net op Gariep. So kom ons gaan kyk na wat hulle sê oor Gariep hierso. Ons weet dat Gariep het as ons kyk na die skuld tot ekwiteitsverhouding, dit gaan vir ons meer sê oor die finansiële risiko, okay? So wanneer jy kyk na die skuld tot ekwiteitsverhouding, dan gaan dit definitief vir jou meer sê oor jou finansiële risiko en Gariep het 'n laer lae finansiële risiko. Ons gaan net oor Gariep praat. Ons gaan dit nie eers vergelyk met Matteo nie want hulle soek net Gariep. So jy gaan vir my sê Gariep beperk het 'n lae finansiële risiko en daar het jy jou 5 uit 5 oudjies. Maar ek gaan net gou vir julle nog ietsie sê. Julle kan vir my hier gaan skryf dat Gariep beperk het 'n lae finansiële risiko. Okay, het 'n lae finansiële risiko. Okay, goed, oudjies, daar het jy 5 uit 5, reg? Want jy weet, wanneer ons kyk na finansiële hefboom, wanneer ons kyk na ons skuld tot ekwiteitsverhouding, dan kan ons dadelik gaan sê hoë finansiële risiko of lae finansiële risiko. So ons weet, ons wil kyk in hierdie kommentaar of jy weet wat vir die finansiële hefboom vir ons sê, dit praat oor finansiële risiko. Okay, maar oudjies, hier's nog iets wat jy kon noem in jou kommentaar, want die kommentaar, hulle kan partykeer spesifiek punte allokasies vir jou gee en sê die kommentaar lewer 2 punte op. So dan moet jy nog iets gaan by sê byvoorbeeld oudjies as jy vergeet dat jou skuld tot ekwiteit praat van gee vir jou 'n aanduiding van finansiële risiko, dan moet jy altyd vir my hierdie gaan doen. Gaan vergelyk altyd jou opbrengs op totale kapitaal aangewend, gaan vergelyk dit vir my met jou rentekoers op jou lenings. Asseblief julle, dit is altyd 'n link wat julle moet gaan maak, okay? So gaan vergelyk jou opbrengs op totale kapitaal aangewend met jou rentekoers op jou lenings. Alright. Nou wat is jou rentekoers op jou lenings? In albei maatskappye se geval is 12% en 12%. Okay. So, jy gaan vergelyk jou 11% met jou 12%, nee, jou opbrengs. Die opbrengs wat Matteo beperk maak met die gebruik van geld wat hulle van aflenings afkry, is 11%. Okay. En die rentekoers op die lenings is 12%. So hulle het 'n negatiewe finansiële hefboom hierso. Okay? Hulle het 'n negatiewe finansiële hefboom. Hoekom? Want my opbrengs, op my totale kapitaal aangewend is minder as my rentekoers op my lenings. Okay, dit is minder as my rentekoers op my lenings. Verstaan ons dit, julle? So wanneer jou opbrengs op totale kapitaal aangewend minder is as jou rentekoers op jou lenings, dan is dit negatiewe finansiële hefboom. Okay? Maar by Gariep beperk, as ons kyk na hulle opbrengs op totale kapitaal aangewend teenoor hulle rentekoers op lenings, kan ons sien dat hulle
'n hoër opbrengs het as wat die rentekoers op die lenings is. So met ander woorde, ons kan daai opbrengs gebruik om ons rente te betaal en dan kan ons basies nog ekstra maak ook. So hulle gebruik regtig, hulle wend regtig hulle kapitaal aan op die regte maniere om soveel as moontlik opbrengs te maak. So hier in die geval by Gariep, waar jou opbrengs meer is as jou rentekoers, is dit 'n positiewe finansiële hefboom. Okay, so jy kan dit ook vir my gaan neerskryf. Okay. Dis ook iets, ek gaan dit maar vir julle neerskryf want dit is belangrik. Maar jy sou al 5 uit 5 gehad het deur net hierdie te noem wat hier is. Maar julle kan gaan sê dat Gariep se opbrengs kom ons sê OOTK liewerste. Ons sê nou nie alles nie. So kom ons sê Gariep se OOTK is meer as die rente op die lenings, okay? As rente op lenings. Okay. Gariep se OOTK is meer as rente op lenings en daarom ons kan eintlik jy kan die persentasie gaan bysit. Jy kan hierso gaan sê is meer as rente op lenings van 12% en daarom het hulle 'n positiewe finansiële hefboom. Okay. So 'n positiewe finansiële hefboom. Alright, so dit is eintlik maar iets wat jy altyd moet gaan vergelyk. Vergelyk jou OOTKA met jou rente op jou lenings en as dit meer is, dan is dit positiewe finansiële hefboom en as dit minder is dit 'n negatiewe finansiële hefboom. Alright julle, en dit was dit vir die vraag gewees. Ek sal binnekort vir julle video's maak oor die Junie eksamen.